Goeiedag almal, ek wonder of jy al ooit in 'n situasie was waar jy dit baie moeilik gevind het om jou te onderwerp aan die bevele van 'n persoon in beheer. Miskien het jy gedink dat die opdragte onregverdig was of dat jy 'n beter voorstel gehad het. Of jy kan dink aan 'n oomblik toe 'n medewerknemer so hardnekkig en onaangenaam geraak het dat dit almal ongemaklik laat voel het. Dit is veral ongemaklik as almal saamstem en bereid is om saam te werk, maar een persoon besluit om daarteen te rebelleer. Maar feit is, so 'n persoon wat onwillig is om saam te werk, plaas die hele groep en projek onder spanning en druk. Was jy al ooit daardie hardkoppige, twisgierige persoon in 'n groep? So hardnekkige, onwillige, onaangename, rebellerende persoon kan dan verwys word as 'n ontwrigte been of 'n been uit potjie persoon binne enige groep. Hierdie uitdrukking ontwrigte been of 'n been uit potjie kom duidelik voor in die woord van die Here. Toe die briewe in die 1ste en die 2de Timoteus geskryf was die jong Timoteus pas aangestel as die senior leier van die gemeente in Efese. Gedurende die eerste paar maande het hy wonderlike groei en sukses beleef. Timoteus het egter later te doen gehad met rebelse leiers wat nie van hom gehou het nie en gedink het hy is te jonk om die herder van so 'n groot kerk te wees. Hierdie leiers het geen begeerte gehad om al aan Timoteus se gesag te onderwerp nie of om sy visioene te volg nie. Nou met verwysing na hierdie tipe opstandige mense onder Timoteus se gesag of onder enige ontsag, sê die Here in 1 Timoteus 1 vers 6, waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Hierdie woord afgewend kom van die Griekse woord ektrepo, wat in hierdie konteks verwys na die mediese term ektrepo, wat verwys na 'n been wat uit die gewrig gegly het, 'n been wat uit potjie is of 'n been wat ontwrig is. Nou hierdie vers gebruik die Here hierdie woord ektrepo om na mense te verwys wat twisgierig, hardkoppig en rebels is. Die woord maak 'n kragtige stelling oor hulle en hulle slegte houdings en verwys na hulle as 'n been wat uit die gewrig gegly het. 'n Been wat uit die gewrig gegly het is 'n baie moeilike en 'n pynlike ervaring. Alhoewel daardie been nog steeds binne die liggaam is dit nie behoorlik verbind of geheg aan die liggaam nie. Dit word 'n bron van pyn en irritasie wat syne van pyn deur die hele liggaam stuur. Ja, jy weet, byna elke beweging van die liggaam word aangetas, wat meebring dat die uitpotjie been skree deur die hele sentrale senuweestelsel. En dit is presies die beeld wat ons in hierdie vers vind deur die woord ektrepo te gebruik om die argumentatiewe, hardkoppige, moeilike mense binne enige groep te beskryf. Been uit potjie mense wat pyn, lyding en irritasie in die groep veroorsaak. En met dit in gedagte kan 1 Timoteus 1 vers 6 soos volg lees: sommige onder julle het soos 'n been uit die gewrig geword, 'n bron van irritasie en pyn vir die hele liggaam. Ken jy dalk so 'n ektrepo persoon? Iemand by die huis, by jou werkplek of daar by die kerk of enige ander omgewing waar jy jou mag bevind? Of dalk is dit jy. En as dit jy is dit tyd dat jy jou houding en dalk dit wat aanleiding gegee het om 'n ektrepo mens te wees, moet herëvalueer. Is enige iets regtig so belangrik dat jy toelaat dat mense jou as 'n been wat ontwrig is beleef? Is dit moontlik dat jy toelaat dat Satan jou gebruik om verdeeldheid te bring? En indien wel, doen alles in jou vermoë om jouself reg te ruk en weer die goddelike gesindheid en houding te openbaar. Druk die been weer in die plek, in die potjie terug, want jy het 'n roeping om jou gawes en samewerking te vervul. Daar is ander om jou wat op jou staat maak om die wedloop saam te hardloop. Ag, ek wil jou aanmoedig, moet nooit toelaat dat jy as 'n argumentatiewe, hardkoppige, onaangename mens beskou word deur diegene wat jou ken nie. Moenie 'n been wees wat uit potjie is nie. Here, help ons daarmee. Amen.